surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Oh, I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Goeiemôre en welkom weer by ons reis deur die boek van Matteus. Vandag begin ons met 'n splinter nuwe hoofstuk, hoofstuk 17, waar ek en jy vlugtig vir Jesus beleef, waar hy transponeer in sy hemelse gewaad en ontmoet met Moses en met Elia. 'n baie interessante ervaring wat hy het wanneer hy sy disippels so 'n bietjie omkant betrap en hulle wil sommer tente opslaan en kos gaan maak en allerlei. Ons vra saam die vraag oor hoekom hierdie gebeurtenis en hoekom Jesus se geheimsinnigheid daaroor. Hoekom sê hy vir sy disippels dat hulle nie 'n woord daaroor mag praat nie. Verder wil ek saam met jou vra, wat moet ek en jy leer uit hierdie teks? En hoe kan ons lewe hier volgens inrig? Trouwens of terloops, dit is wat ons moet doen met hierdie hele reis deur die boek van Matteus. Deur elke stukkie teks waardeur ons gaan, sal dit die vraag elke keer moet wees. Hoe rig ons lewe in? Verder sien ons Jesus weer wonderwerke doen, wat hierdie keer die aksent plaas op verskillende soorte bose geeste wat hy uitdryf, en soms nie sonder meer uitgedryf kan word deur Jesus se disippels nie, sonder toegewyde vas en gebed nie. Nou, dit is 'n interessante onderwerp. Dit is interessant dat Jesus dit ook so noem. Die vraag vir jou en vir my is, hoe raak dit jou en my? En hoe kan ek en jy onsself afsonder om effektief deur die Here gebruik te word op 'n kragtige manier? Nou, die aangrypende woorde wat my aandag arresteer vandag vanuit hierdie hoofstuk is ongetwyfeld die gebeurtenis waar Jesus saam met Elia en Moses by mekaar kom. En waar ons in die eerste gedeelte van hierdie hoofstuk sien hoe Jesus in sy hemelse gewaad, sy verheerlikte hoedanigheid, vergader met hierdie twee geloofshelde. En daar hoor ons die stem van God self uit die hemel weer klink, om vir ons 'n baie spesifieke boodskap te gee, wat ons nie kan verbylees, of sonder meer vanselfsprekend kan ag nie. Dis 'n baie radikale en 'n baie belangrike boodskap wat kom vanuit die mond van God self. God self praat uit die hemel en sê vir ons iets oor sy eie seun. Iets oor wie sy seun is en ook oor sy autoriteit. Wat sy seun se autoriteit behels. Wat niemand anders het behalwe Jesus nie. God die Vader se stem uit die hemel sê, dit is my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het. En dan 'n baie belangrike opdrag wat net hierna volg, wat ons nie ligtelik moet opneem nie. God self sê, hier is my seun,
en wie ek 'n welbehae het, luister na hom. Baie belangrike opdrag van God self. Nou, uit hierdie teks ontdek ek en jy 'n tweesnydende werklikheid vanuit Jesus se persoon, wat ek en jy ten volle moet omhels. As ek dit nou sê, dan bedoel ek, ons kan nie net kies om net die sag en die liefdevol van Jesus te omhels, soos duisende mense en kerke soms doen nie. Hulle kies net die voorspoeddeel, hulle kies net die lekker deel wat maklik is om te hoor, wat geen appel maak op hulle lewe nie. Hulle kies net daai stukkies wat hulle wil uithaal uit die Bybel uit, wat glad nie konfronteer nie, wat glad nie hulle aankla nie. Sy sagte menswees, wat met begrip en deernis bemoeienis maak met mense se nood, met hulle siekte, met hulle krisis, en in sagte deernis hulle wil help en verlos. Dis wat die meeste van mense uit Jesus wil hê. Hierdie prentjie of beeld is die aantreklike kant van Jesus, wat almal vir hulle self wil hê, insluitende die voorspoed wat daarmee gepaard gaan. En niemand erken die appel nie. En baie min mense sukkel om hulle self te vereenselwig met hierdie prentjie. Hulle is lief om daardie gedeelte van Jesus se prentjie te omhels. Daar is egter 'n ander realiteit en werklikheid van Jesus se persoon, wat ek en jy moet raak sien, selfs in vandag se teks. Ons moet dit raak sien en omhels, wat minder aantreklik is vir mense, veral wanneer dit gaan oor Jesus se harde en soms ongemaklike woorde, wat 'n appel maak op jou en my keuses en op ons gehoorsaamheid, om ons kruis op te neem en met vervolging, met mense se neerkyk op ons, om te bly volg, no matter what. No matter what the cost. Ons sien Jesus dus aan die een kant, waar hy met liefde en met begrip wonderwerke doen, vir mense wat siek is, mense wat krisis het, en dan skielik, aan die ander kant, waar hy hard en ongenaakbaar optree, en tafels omgooi, by die tempel, en mense verjaag. So daarom is dit vandag so belangrik, dat ons selfs uit God se woorde ook, hierdie kontrasterende kante van Jesus moet raak sien. Ons sien hierdie tendens baie dikwels herhaal, in Jesus se bediening, en sy interaksie met mense, in die evangelies. Ons sien dit so duidelik raak. 'n goeie voorbeeld daarvan is in Johannes 6, waar ons hoor hoe Jesus harde woorde spreek, wat sy disippels ten sterkste affronteer, in so 'n mate dat 3/4 van sy disippels besluit het om nie meer verder agter hom aan te stap nie, om huis toe te gaan, en om nie meer verder te volg nie. So hard was sy woorde, en so affronterend was sy woorde. En selfs daarna, hoe hy ongenaakbaar vir die 12 wat oorgebly het, vra of hulle nie ook maar wil huis toe gaan nie. En dan natuurlik Simon Petrus se mooi en bekende woorde, wat my hart persoonlik so aangryp. Here, na wie toe sal ons gaan as ons nou huis toe gaan? U het die woorde van die ewige lewe. So in hierdie kontrasterende werklikheid
waar ons sy totale mens wees, sy totale godheid moet omhels, lê die ewige lewe vir jou en vir my. Die laaste voorbeeld wat ek wil gebruik is in Johannes 3, waar ons twee snykante sien van Jesus se boodskap en sy appel op jou en my lewe. Ek doen dit met 'n baie spesifieke rede sodat jy verstaan en kan sien dat die evangelie het twee kante aan hom. Die eerste is die aantreklike en maklik aanneembare woorde van Johannes 3:16 wat sê: want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo, nie verlore hoef te gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dis mos nou maklik om na sulke woorde te luister. Wie wil nou nie na sulke woorde luister nie? Maar jy sien, net 'n klein bietjie verder in hierdie hoofstuk, hierdie selfde hoofstuk, kom hierdie selfde Jesus se woorde wat minder maklik en aanneemlik is. Wat minder maklik is om na te luister. Hier in die laaste vers, die laaste gedeelte van Johannes 3, die heel laaste vers, Johannes 3 vers 36. Kom ek lees dit gou vir jou uit die 83 vertaling uit. Wie in die Seun glo, het die ewige lewe. Jy sien daar die woordjie glo beteken hoor en doen. Jy sien dis die tweede gedeelte wat bietjie moeiliker is, né? Wie in die Seun glo, het die ewige lewe. Wie egter aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom. Dit klink baie dieselfde as die woorde wat weer klink uit die hemel vandag, wat God self spreek. God weer klink vandag uit die hemel dieselfde kontras. Hier is my seun, my kosbaarste uit die hemel, wat vir jou kom sterf, wat ek vir jou gegee het, sodat jy gered kan word. Hierdie is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het, omdat hy die volle offer kom betaal, wat vir jou en vir my sy lewe aan die kruis sou gee, sodat ons gered kan word. Dis die eerste gedeelte wat so mooi is, so aanneemlik, wat God self spreek. Maar jy sien, die tweede gedeelte wat God uit die hemel spreek, het 'n voorwaarde. Dis vandag se voorwaarde vir daardie mooi gedeelte. Wat is die voorwaarde vir jou en vir my? Die voorwaarde aan die kant wat diep sny is. God sê, luister na hom. Moenie net hoor nie, gaan doen. Dis wat luister beteken. Luister na hom. Mag hierdie boodskap jou vandag en vir my inspireer om aandagtig Jesus se woorde te gaan opsoek en dit in ons harte op te skryf en dit dan te gehoorsaam met 'n doen. Al is dit moeilik en ongemaklik, al vra dit soms vir jou en my moeilike opofferings. Hier is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. Luister na hom. I surrender all. I surrender all. All to thee, my blessed Savior. I surrender all.
blessed Savior, I surrender all. I surrender.